Ons slaan ons oë op tot U wat in die hemel troon. Kyk, soos die oë van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, en soos die oë van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op U, o Here, totdat U ons genadig is. Genade, barmhartigheid en vrede word aan U almal ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige inwerking ook van die Heilige Gees. Amen. Kom broeders en susters, kom laat ons saam bid. Ons barmhartige hemelse Vader, dis met groot dankbaarheid dat ons vanmôre U ons hemelse Vader noem. Dankbaar Here dat ons as sondaar mense hier in U huis bymekaar kan kom, dat ons bewus kan wees van al ons sonde en al ons elende, maar dat ons hierdie enigste troos het dat U vir ons die lewende God is, wat in lewe en in sterwe altyd by ons sal wees. Dat U die God is, wat ons liefhet soos 'n vader sy kinders liefhet. Dankie Here dat U ons nooit verlaat nie. En Here, nou bid ons dat ons is so afhanklik van U, dat U in hierdie môre self U woord vir ons sal bring. Dat U die eenvoudige woorde van 'n mens deur U Gees sal neem en dat U dit vir ons Gods woord sal maak. En dat U dan tot ons sal spreek en dat ons harte sal oopmaak daarvoor om te luister. Here, uit onsself kan ons nie verander nie. Maar U is die lewende God wat deur U woord kan werk. Werk nou in ons om Jesus Christus ontwil. Amen. Broers en susters, ons skriflesing vanmôre is uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie van Johannes, daar van die 20ste hoofstuk. Ons lees vanaf die 19de vers tot en met die 31ste vers. Vanaf vers 19 tot en met vers 31. Kan ek maar sê, my tema vanmôre is twyfel, om te twyfel. Dit was al laat aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was al gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. En dan lees ons vanaf vers 24, maar Thomas, een van die 12 wat bekend staan ook as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke van sy hand nie, en sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was die disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy. Moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. Tot sover. Gelukkig elkeen wat die woord van die Here hoor, dit ook in sy of in haar lewe bewaar, en dan ook sy of haar lewe daarvolgens inrig. Broeders en susters, twyfel, ek dink is deel van 'n mens se bestaan.
Dink daar moet baie min gelowiges indien enige wees in hierdie wêreld, wat nie al soms 'n bietjie vrae gehad het. En hierdie ding van twyfel is iets wat ontstaan uit my belewenis van God en my, ek wil amper sê, my prentjie van God. Jy weet, daar's baie gelowe wat vir ons die beeld wil skep. Dat as jy in God glo, dan het jy net 'n gelykpad in hierdie wêreld. As jy in God glo, sal jy elke siekte oorwin. As jy in God glo, sal jou finansies reg wees en God sal jou beskerm teen alle gevare en niks wat sleg is sal jou tref nie. God word eintlik soos 'n sambreel wat alles wat sleg is van jou afweer. En weet jy, broeders en susters, dan kom 'n mens baie keer in 'n situasie dat omdat jy dit glo oor God, jou geloof as te ware uitgedaag word. Kom 'n mens by 'n punt wat jy moet vra, nou maar waar is God nou? Kom ons vat nou maar 'n paar voorbeelde. Iemand word baie ernstig siek en nou bid ons dat daardie persoon gesond sal word. En ons sê vir onsself, as ons net dit vas kan glo, dan gaan dit gebeur. En dan probeer ons met al ons kragte glo dat hierdie een gaan gesond word. God gaan hierdie een gesond maak, want ons vra so mooi. En baie keer dan sterf daardie persoon. En ons vra, waarom Here? Ons het dan so hard geglo. Dan bring dit ons by die punt van twyfel. Maak droog met my finansies. En nou glo ons die Here gaan nou vir ons hierdie rampe wat ons in die gesig staar, afweer. En ek glo dat as ek net hard genoeg glo, net vas genoeg glo, gaan die Here 'n wonderwerk laat gebeur. En alles gaan regkom. En as dit nie regkom nie, dan twyfel ek. Dan vra ek, waar is God? Hoekom is God nie daar nie? Hoekom het God nie hierdie ding verander nie? Ek twyfel selfs of daar 'n God van liefde kan wees. Maar twyfel kan ook ontstaan uit my worsteling met God. Dink 'n baie mooi voorbeeld daarvan in die Bybel is Job wat probeer sin maak van sy lewe. En in Job se lewe tuimel alles in mekaar. Hy verloor sy kinders met een slag. Hy verloor al sy rykdom. Hy word siek. Hy verloor sy gesondheid. En Job worstel met God oor die vraag, hoekom? Hoekom gebeur dit met my? Ek was vroom en opreg, en hy was so vroom en opreg dat God self vir hom oor hom gesê het, daar is niemand op aarde soos my knegt Job nie. En Job kom by 'n punt in sy lewe wat hy vra, hoekom? Maar hy worstel met God. Hy worstel om 'n antwoord te kry. Ons het vanmôre gelees oor Thomas. In die Handel en Wandel staan Thomas onder ons bekend as die ongelowige Thomas. Ons sal baie keer vir iemand sê, is jy nou weer vanmôre 'n ongelowige Thomas? Ek dink nie Thomas was 'n ongelowige nie. Thomas was iemand wat baie krities na alles gekyk het. Thomas was iemand wat die realiteite van die lewe in die gesig gestaar het. En omdat hy die realiteite van die lewe in die gesig gestaar het hy vrae gehad. Ons lees nie in die Bybel vreeslik baie van Thomas nie. Maar as ons nou na die Bybel toe gaan en ons gaan kyk wat die Bybel vir ons oor Thomas sê, dan sien ons al vroeg in die Bybel dat Jesus die disippels, of in Johannes Evangelie, dat Jesus die disippels wil voorberei op sy heengaan, en dan sê hy vir hulle in Johannes 11, ek gaan na my Vader toe, en julle Vader, en my God, en julle God. Die weg daarheen ken julle. En dan sit die disippels almal doodstil. Dit is of hulle aanvaar, maar ons ken die weg. Maar Thomas is die een wat vir 'n oomblik nadink en sê, maar Here, ons weet nie waarheen u gaan. Hoe gaan ons die weg ken? En nog 'n geleentheid is dit Thomas wat twyfel. Hier, in hierdie gedeelte, kom Thomas en hy sê, maar ek sal dit nie glo as ek my hande nie in sy sy gedruk het en my vingers nie in sy hand gedruk het nie, die wonde in sy hand gesien het. Maar dink nou 'n bietjie mooi daaroor, broeders en susters. Ons kyk vandag terug na hierdie gebeure. Met al die kennis en al die ervaring van 'n Here wat opgestaan het, en al die getuienis daaroor. Maar as u en ek daar gestaan het, as u en ek daar die môre die disippels gehoor wat gesê het, ons het die Here gesien. Uit ons ervaringswêreld sou ons dit geglo het. Jy weet, hier's 'n klomp dinge wat hier inspeel wat vir Thomas sê, maar dit kan nie wees nie. Die eerste ding is die kultuur van daardie tyd. Die kultuur van daardie tyd
het gesê dat jy kan 'n vrou nooit glo nie. Daarom kon vrouens nooit in hofgedinge getuig. Vrouens kon nooit voor die oudstes kom en getuig oor 'n saak nie, want jy kon 'n vrou per se nie glo nie. En nou kom die vroue daardie oggend vroeg, die dag, en hulle kom by die disippels aan en sê, ons het die Here gesien. Dink dit bring twyfel in Thomas, of hy dit kan glo. Die wêreld het gevlug, die disipelkring het gevlug. Hulle het hulle gaan toesluit in die bovertrek uit vrees vir die Jode, dat hulle ook doodgemaak gaan word. Thomas het heeltemal weggeraak. Hy was nie eers meer saam met die disipelkring. Dink Thomas se logika het vir hom gesê, dit is nie die moeite werd om verder met hierdie groep saam te beweeg nie. Want wat ons gevolg het, was 'n illusie. Thomas se logika sê vir hom, as iemand dood is, hy het dit hoeveel keer beleef, dat as iemand dood is en hom begrawe, dan is dit verby. Jy sien daardie persoon nooit weer. So kom Thomas, en hy weet wat by die kruis gebeur het. En sy logika sê vir hom, dit kan nie waar wees. Vanuit sy menswees en vanuit sy ervaring oordeel hy oor die situasie. En ek sê weer, broeders en susters, ons kan vandag nou 'n groot uitsprake maak oor Thomas. Maar ons doen dit in terugskouing, waar ons weet die Here het opgestaan en die getuienis is daar. Maar ek wil vir u sê, as ons daar was, dink ek sou ons dieselfde opgetree het. Daar's soveel dinge wat ons denke oor God beïnvloed. Daar's die politiek van die dag. Dat 'n mens baie keer na die dinge in die land kyk en jy sê, maar dis verby, dit kan nie anderster wees nie. Die lewe het net een pad wat hy loop. Ek wil vir u 'n voorbeeld noem uit die tyd toe ek my BD skripsie geskryf het. Ek het hom geskryf oor die teologiese fakulteit. En ek het gaan nalees die notules van die algemene kerkvergadering van 1885 af aan tot hier by, ek dink dit was iets in 1920s. Maar ek onthou dit baie goed dat hier in 1902, toe staan ouderling Wolmerans op die algemene kerkvergadering en hy sê, as die kerk nie dringend iets doen aan die losbandigheid van die jeug nie, dan is dit verby met die kerk. 1902 word daar al gekla oor die jeug. En hoeveel keer vandag praat die mense nie ook oor die jeug wat op 'n verkeerde pad is. Volgens sy siening sou ons vanmôre nie 'n gemeente gewees het. Gegrond op dit wat hy gesien het en dit wat hy ervaar het. Baie keer verwar die uitsprake op godsdienstige gebied ons. En vra mense, nou maar wat is reg? Ek begin nou twyfel aan hierdie mense wat sê hulle is geestelike leiers. Ek twyfel. Al wat ek vir u daarmee wil sê, is daar's 'n klomp goed wat inspel dat ons twyfel. Maar daardie twyfel wat lê baie keer gegrond in hierdie wêreld, in die denke van hierdie wêreld. En twyfel kan soos 'n spiraal word. Dit begin klein, maar dan pak die goed aan en hy word al hoe erger en al hoe erger. Totdat ek naderhand nie meer weet wat om daarmee te maak. Maar twyfel bring ook in my baie keer angs. Bring baie keer by die mens wat twyfel daardie vraag, waarom twyfel ek? Ons lees dit al in die psalms, dat die psalmdigter sê, waarom twyfel ek so? En daardie twyfel laat my wonder, maar is ek nie besig om weg te raak van God af? Is dit nie juist my twyfel wat maak dat God my al hoe verder wegstoot nie? Twyfel kan 'n mens siek maak, fisies en geestelik siek maak. Maar weet jy, as mens vanmôre na hierdie gedeelte baie mooi kyk, broeders en susters, dan sien ons in hierdie gedeelte God raak. Hoe God met 'n sondaar mens, ook 'n mens wat twyfel, werk. Thomas is nie saam met die disippels die eerste keer wanneer die Here aan hulle verskyn. Maar dan kom Jesus terug. En Jesus roep hierdie twyfelaar nader en hy sê vir hom, kom kyk na die wonde in my hande, kom druk jou vinger in my sy en wees nie langer ongelowig nie, maar gelowig. Jesus kom help Thomas om sy twyfel te oorwin. En weet jy, broeders en susters, as mens mooi na die Bybel gaan kyk, is dit nie net met Thomas wat die Here dit doen nie. As mens gaan kyk na die Ou Testament, dan was die teologie van die Ou Testament in 'n groot mate
van as jy goed doen, dan seën God jou, en as jy sleg doen, dan straf God jou. Dis 'n tema wat redelik deur die Ou Testament loop. Ek wil nie sê absoluut nie, daar is ook ander gedeeltes wat anders te getuig. Maar dit word die basis van 'n teologie, en dit word die basis van die teologie van die Fariseërs en die Sadduseërs van die wetgeleerdes van die Nuwe Testament. As dit met jou sleg gaan, is dit omdat God jou straf. As jy blind is, dan straf God jou vir een of ander sonde of jou voorouers se sonde, en dan bly jy buite die tempel. En dan sê Psalm 74 vir ons, dat God goed is vir die regverdige, is waar, maar ek het daaraan begin twyfel. Maar daar dieselfde psalmdigter wat sê, ek het begin twyfel aan God se genade en God se geregtigheid. Kan aan die einde van Psalm 74 'n loflied sing oor die goedheid van God. God werk met hom daardeur. Job worstel met God, het ons vroeër gesê. Maar God bly besig met Job. Hy los hom nie. Hy los nie hierdie Job wat begin twyfel en wat begin vra. En aan die einde kan Job sê, ek het van God gehoor ek het van God in God geglo oor wat ek van hom gehoor het. Nou ken ek hom uit wat ek van hom beleef het. En iets daarvan gebeur hier met Thomas ook. Thomas moes op 'n manier geworstel het, Thomas moes op 'n manier gedink het, maar die Here het aan daardie disippels in die bovertrek waar hulle toegesluit sit, in wegvlug vir die wêreld het hy verskyn. Kom ek kom terug in daardie midde. En dan is hy weer saam met hulle. En dan raak God hom aan. Twyfel is nie altyd 'n teken van ongeloof nie. Twyfel kan kom uit my worsteling met God, in my worsteling om God te verstaan. Uit my worsteling om van die geloof sin en betekenis te maak. Dit leer die Bybel ons nou uit op grond van die goed wat ek aangeroer het, dat God 'n twyfelaar nie wegstoot nie. Maar as ek besig bly met God, as ek besig bly met God en besig bly in die kring van God en besig bly om my hoop op God te vestig. So ek wil amper sê bidend voor God gaan staan en sê, Here, sien my raak, sien hoe ek sukkel, sien hoe ek sukkel om hierdie goed te verstaan. God nie 'n God wat my gaan wegjaag nie, maar op een of ander tyd sal God deur hierdie twyfel van my breek. Thomas bring hoop vir twyfelaars. Thomas bring hoop dat twyfelaars nie weggejaag is van God nie. Twyfelaars nie buite die ryk van God val, nie buite die genade van God val, maar dat God ons juis wil vashou. Dis die dinge van die wêreld wat ons laat twyfel. En Thomas kom by die kern uit van waaroor dit gaan. Die Here het opgestaan. Die Here het die wêreld van sonde oorwin en die Here het die wêreld uit die dood oorwin. Die Here het getoon dat hy die God is wat mag het oor alles. Dat hy ook daarmee met daardie mag oor my lewe regeer. Nie om noodwendig alles vir my te gee wat ek wil hê nie. Nie dat ek deur my hoop op 'n sekere ding God kan kry om dit vir my te gee nie. Maar dat God met dieselfde empatie wat hy Thomas behandel het, dieselfde liefde wat hy Thomas behandel het, ook in my lewe besig is. Daar word die verhaal vertel van 'n professor wat vreeslik gewild was onder sy studente en hy was altyd die een wat goeie insig gehad het. En hy het hulle geïnspireer in baie opsigte. En op 'n stadium toe besluit 'n groep van hierdie studente, hulle wil graag vir hierdie professor weer gaan kuier nadat hulle al klaar gemaak het. En toe hulle groep nou weer bymekaar kom by die professor, toe begin dit nou die gesprek loop, soos wat dit dan baie keer in ons dag ook loop. Gaan oor al die negatiewe goed. Gaan oor die negativiteit van die politiek, dit gaan oor die negativiteit van die wêreld. Dit gaan oor die negativiteit van mense by die werk wat hulle mee saamwerk. En dit gaan oor alles. En dit gaan oor hoe swaar hulle kry en hoe verontreg hulle is. Intussen het die professor stil uit die geselskap verdwyn en gaan koffie maak. En hy bring die koffie vir hulle. Van die koffie is in baie duur koppies gegooi. Ander sommer in koffiebekers, porselein koffiebekers. Ander in glasbekers. Ander in blikbekers. Ander in eenvoudige komme. Nou op die ouend toe sê hy vir hulle, daar lê julle probleem, na hulle klaar koffie gedrink het. Hy sê, kyk watter koppies het julle gevat. Julle het al die beste koppies gevat. Die eenvoudige koppies, die plastiese koppies en die blikbekers en die goed het julle gelos, want julle het geglo julle verdien net die beste. En omdat julle glo julle verdien net die beste, het julle ook net die beste gevat.
Maar dit gaan nie oor die houer waarin jy koffie drink nie, maar dit gaan oor die koffie. Dink dit sê iets van wat ons in die geloof baie keer mee besig is. Gaan nie altyd vir ons oor God en wat God vir ons wil gee. Maar dit gaan oor die dinge wat ons glo ons verdien. En wat ons moet kry. Dat ons glo ons verdien die beste en ons moet daarom die beste kry. Miskien moet ons net stil word. Daaroor dink dat God het vir ons die heel beste gegee. Of ek nou die armste mens in die samelewing is, en of ek die rykste mens in die samelewing is, of ek in die beste huis woon en of ek in die pandok woon, of ek in die beste kar ry en of ek nou maar 'n krok ry. God kom en hy sê vir my, ek het jou so lief, ek het my lewe vir jou gegee. Ek het jou so lief, ek wil vir jou 'n hemelse Vader wees. Ek het jou so lief dat ek ken jou tot in jou diepste wese. Ek wil vir jou dit gee wat ek glo wat vir jou die beste is. Moenie dat die dinge om jou tot twyfel bring. Kyk en sien nie 'n gekruisigde Heer raak nie, sien 'n leë graf raak. Sien nie 'n Heer raak wat sterf aan die kruis nie, maar 'n Heer wat opgestaan het uit die dood uit. Wat die dood oorwin het en wat daaruit vir jou hoop gee. En wat doen Jesus nog verder met hierdie disippels? Hy sê vir hulle, gaan heen. Ek stuur julle in die wêreld. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Waartoe stuur God ons? Om in hierdie wêreld te gaan kla oor hoe sleg alles is en op die ou end 'n beeld uit te dra van daar is geen hoop nie, ek twyfel oor 'n toekoms. Of wil God juis hê dat ons hierdie wêreld in al sy siekheid moet genees? Dat ons juis in hierdie wêreld sal gaan staan. En nie die klaars wees wat in die koor saam kla nie, maar dat ons in hierdie wêreld sal gaan staan en sê, God is in beheer. En God sal ons op 'n punt uitbring waar hy ons wil hê. Dat die genesing van hierdie wêreld lê in die raaksien van God. Ek het in die week te doen gehad met iemand wat sy hele huwelikslewe uitmekaar uitval. En toe ons oor die waarhede van die Bybel kom begin praat, toe kom hulle agter waar die dinge in hulle huwelik verkeerd geloop. Bybel wat vir jou sê, God vergewe jou, daarom moet jy ook kan vergewe. God wat in die Bybel vir jou definitiewe riglyne gee van hoe ons moet lewe, wat hulle nie gedoen het. Hulle het rykdom nagejaag. Rykdom was vir hulle die ding wat vir hulle die allerbelangrikste was. En die verhoudings het nie tot reg gekom nie. Godsdiens was daar, maar dit was so goue randjie wat die lewe moes versier. Daardie tipe lewe bring jou by twyfel uit. Daardie tipe lewe bring jou by baie dinge uit. En daarom is die goed wat baie keer by ons twyfel bring, dalk die pad wat die Here loop om ons tot insig te bring van op hoe dwaalweg ons is. Baie keer moet ons hart val om te besef hoe ver ons van God af is. Thomas se verhaal, Job se verhaal, leer ons om selfs in ons twyfel vas te hou aan God. Erger hierdie twyfel, hoe erger hierdie vrae in my word, hoe erger, hoe so harder moet ek bid en God vra om my te lei. En weet jy broers en susters, as die ding dan deurbreek, dan kan ek saam met Job sê, ek glo nou uit wat ek ervaar het van God. God sal ons altyd die krag gee om aan die ander kant uit te kom. Amen. Kom laat ons saam bid. Here, ons barmhartige God en troue Vader in die hemel, dankie dat U ons Vader is. Dankie Here dat ons deur alle twyfel heen nooit hoef te twyfel oor U liefde vir ons nie. Dat U ons in liefde vashou. En Here, so wil ons vanmôre bid vir elkeen wat in hierdie erediens is. U ken ons van binne en van buite. U ken ons vreugdes, U ken ons hartseer. U ken ons ook as ons twyfel en as ons menswees is. Here, U ken ons onder alle omstandighede. En so wil ons vanmôre bid nie net vir die wat hier is nie, maar ook hulle wat nie hier is nie, hulle wat die vreugde van die evangelie nie ken nie. Dat U in die harte van elke mens sal inkom.
Dat U al die gewondes langs die pad sal optel en hulle sal verbind. Dat U al die twyfelaars se geloof sal versterk. Here, U weet hoe ons worstel en hoe ons baie keer twyfel, ook oor ons kinders en ons kleinkinders, ook oor mense naby aan ons, wat ons kan sien wat swaar kry, wat ons bid voor, Here, maar dit lyk as ons tot by die plafon ons gebed tot by die plafon trek. Here, leer ons op U vertrou en leer ons U vertrou met wat met ons gebeur en wat in ons lewe aangaan. Troue Vader, wees saam met al die siekes, wees saam met hierdie gemeente, wees saam met die herder en leraar van hierdie gemeente en sy gesin. En troue Vader, vergewe ons sondes om Jesus Christus ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly nou by en met u almal. Amen.